Maar as jy nou aan. Vind ons het nie vriendes. Hoe is die recht? Okay. Alright, goeienaand almal. Annuland die mense klink soos verskrikkelijk. As jy gekom het vanaand om na iemand te sonder te luister, het ek jy helse disappointment vir julle. Ja, so rukkie terug het Hanno vir my gevra, of hy net 'n background te gee, so ek en Hanno het mekaar leer ken by Blanco Laerskool. Daar waar albei van ons kinders in dieselfde klas is. Henkie en my, een van my tweelinghaatjies is in dieselfde klas. En so intussen het die kinders op begin rugby speel, so wie is die afrigter? Hanno is die afrigter. So laat ek na hierdie jaar begin saam afrig by die skool. Hy is hoofafrig, echt afrigter en ek was die hoofafrigter daar saam met ons gewees. So wat ek uitgewerk het. Maar my wetend het ek geweet, dit gaan nooit oor die rugby. Dit gaan nooit oor die kinders nie. En dit gaan oor absoluut die ontmoeting wat die Here in sy hart gedoen het en wat die Here in sy hart gedoen het. Nou, hy is 'n groot ou, hy is 'n tawe ou, hy is 'n rugby ou, maar ek het nooit met die almal ou soos hy ontmoet het. En toe hy my gevra het om te kom praat, en ek Jesus, wie is jy nou, wat gaan jy nou kom sê? En nou dit Jose my nog as 'n polisman ook in 90% van die wêreld waar 'n polisman so. Wat sê jy nou? So op die einde van die dag, waar my storie kort is, ek het net groot raak, jy het nie die boek aan die hoor. Ek het die groot raak, ek is gebore, die hele storie. Ek kom met die polisie huis uit, my pa is 40 jaar met die polisie gewees, series van Wallenkrans ondersoekie by Jolspelers. So ek kom met die hele agtergrond uit, wat polisman, misdaad, al daai goedes represent. Nou luister ek na Hannes' storie, die mense wat hy ontmoet het, en sy storie is meestal die bad guys gewees, die polisie en die army en nou sit ek daar agter en dink ek, joh, yes Here, nou moet jy hier 'n plan maak van, ek wil nie soos die bad guy klink nie. Dis kom ek sê, as jy gekom het om na iemand sosiaal te luister, het jy 'n groot fout gemaak. Want ek wil vir julle net van net my Bybel kry, wat ek vir julle lees. So, ek is 'n ou wat like om voor mense te praat. Ek praat eintlik harder sonder uit. So, background van my is, ek werk by die seegrenseenheid vir die polisie in Mosselbaai. So ek is al 24 jaar al, en ek het van 18 jaar ouderdom tot en met 2007 het ek ou presidentiewe boot al gepas op Hollanders. So ek was 18 jaar oud ek al begin. So dan moet jy pas die ou krokodil op, en jy weet, daar's 'n klomp dinge wat agterkom. Jy sien die groot koppe daar in die boek, Generaal Magtes Malan, jy sien, Ewie de Klerk maak 'n draai onder, jy weet, jy hoor al die stories van die ou VIP-manne wat daar is. Nou is jy die jong man, ek weet niks van apartheid nie, ek weet nie eens deel daarvan nie, en jy weet, nou werk jy daar, 2007 is die ou man oorlede, en jy moet 'n keuse maak. En ek is 'n surfer, ek hou van die see, ek gaan seegrens in die Mosselbaai toe, en dis eintlik waar alles begin het. So 2013, van 2007 tot 2013 toe, het ek gelewe soos 'n polisman lewe. Wie van julle wat hier sit as ex-polismanne? Of ex-military, of geen ex-polismanne? Wat is, ja, jy weet, so ek het ons mense nie so, maar die ander ding is, as jy begin agterkom wat 'n polisman is, as iemand die eerste van 'n polisman sê is, hy kan drink. En hy kan party en hy kan laat by die huis kom. Hy is die kenmerk en dit is onbeskof, en dit is harigheid, en dit is al die lelike dinge. Maar, in die meantime weet julle nie waar die mense deurgaan nie. En dit is die grootste ding wat ek vanaand vir julle wil vertel is. My verhaal is nou nie so intens soos Hannes nie. Maar, my verhaal, toe ek vanmiddag by die werk sit, ek het vandag gewerk, en gister gewerk, ek vanmiddag by die werk sit, en ek weet ek moet nie daar te kom. Toe sit ek vanmiddag al agter in die kantoor en maak die deur toe en ek vra vir Vader, ek sê Vader, wat moet ek ook praat vanaand? Want Hanno het vir my gesê, kom deel my testimony met julle, maar waaroor moet ek praat? So vat Vader my terug, net 2 dae terug, wat ek met my motorfiets, waar ek bly aan die ander kant, daar by Grootbrak op plaas, ry ek werk toe. Nou ek ry werk toe, is dit net na 4 in die oggend, wat ek werk terug. En ek ry op pad werk toe, en daai kant van ons staan voor en al so, begin al geel raak,
en is donker, en ek kom so aangery, nou het ek uniform aan op die motorbike, en gelukkig niemand kan jy sien uit die oggend, so nou kom ek aangery en ek sien also is oranje ligte wat by 'n stoor staan, en nou kyk eers, die jong, is daar nie 'n ongeluk gewees nie, jy weet, wat's fout? En met die wat ek om die draai kom, toe sien ek die trek hulle die stroopers uit die stoor uit. En terwyl ek ry, voel ek Vader sê vir my in my hart, my kind, it's time to harvest. It's harvest time. So vanaand, en wat ook al ek op my hart het, wat die Vader op my hart gedruk het, is die mense wat hier sit, soos wat die polismanne is, harde gat wat jy is, het Vader gekom en gesê, it's time to harvest. Daai hart wat jy het, wat jy dink jy hart is, na hart wat jy dink wie jy is, hy gaan 'n hart omslag maak, van it's time for the harvest, daar is nie meer tyd nie. Okay. So dit klink nou rof en onbestof en alles, maar dis nie waaroor dit gaan. Dis eintlik 'n humble storie. So vanmiddag toe ek by die werk sit, en die eerste ding wat Vader in my hart kom sit, nou ongelukkig, ek weet nie, ek hoor almal praat heavy Afrikaans hierso. So ek nou my Bybel gaan verander in Afrikaans hierso, ek gaan nou vir die fone, want die sê Engelse Bybel wat die leer. Ons verstaan Engels ook. Okay, so maar Engels sê net vir my mooier, So ek gaan net maar net probeer lees so dat nie net my kom met julle dan nou weer verander in Engels toe. So die skrif wat die Vader op my hart sit, nommer 1 was gelees in 1 Corinthians 1 vanaf vers 26 to 31. Wat sê, remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy, when God called you. Instead, God chose things that the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. Dan sê God has united you with Christ Jesus for our benefit. God made Him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy and freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. So dis die openingsskrif, dat die wêreld gaan en jy moet iets beteken en iets lyk en iets wees in die wêreld. Dan consider almal, veral in die Afrikaners, ons Afrikaners, dan dink ons is iets as iets bereik het in die lewe. Maar die Here gebruik juist daai een wat hy despise. Wat despise is hierdie wêreld. Ek wil presies daai swart skap. So my storie is, ek was al die swart skap in die family die hele tyd. Fantastiese ma en pa gehad, streng die hele ding, en ek het gerebel op skool, soos 'n mens kan, die mense wat in die 80's gebore is. Ek het 'n toolskrif neergeskryf, want so dit deur dit gaan, terwyl ek praat. So in 2013, 2002 is polisie toe, ek is in die polisie-college, ek het groot gemaak in die polisie-huis, so ek het maar net geweet, dis hoe poliesman moet lewe, daar's voorbeelde vir my gestel, dis hoe het gaan, dis wie moet jy moet wees, jy drink hard, jy speel hard, jy doen alles hard, dis hoe jy moet wees. En die manne wat jy tussen kom, is harder as harder manne. So dis wie jy moet dit dra. So het ek begin werk in die polisie, ek kom op poliestasie, ek met die motor begin, met die seegrens begin, en met die seegrens is 'n ander level, want daar gaan jy op trips weg. En is van die perlemoenmanne, jy weet, en hoe harder jy daar perlemoen van, hoe harder kry jy nie aan, jy weet ons nou, hoe hy julle storie jy dan reaksie is. En in daai tydperk wat ek in daai lewe van my is, het ek intussen my vrou ontmoet, ons hang saam, ons het getrou, ek het 'n seentjie van 2 jaar oud op daai stadium, en in daai tydperk, wat het so gaan in my lewe, besef ek eintlik, maar ek dink ek is happy,
maar ek is eintlik maar dood van binnekant af. Die drank help nie, die paartjie help nie, die manier, die mens wat ek dink ek is, dit help nie, so niks help nie. Maar nou moet ek net op pause daar, dan moet ek teruggaan. En toe ek strand 8 was, toe surf ek nog aan die pad, toe word ons genooi na 'n surfkamp toe, wat 'n stilbaai is. En ons dink, Jesus, dis die eerste keer dat 'n surfkamp is, dit gaan fantasties wees. Ons kom daar aan, die Vrydag ons surf al die plekke waar daar is. Die ou vat ons die Vrydag aan, draai hulle ons surf die Saterdagoggend die hele dag, daai selfde aand. Toe sê hy man, right, as julle man in 'n klaar gestort het, dan kom julle gou in hier na die voorportaal toe in die stilbaai, ons gaan 'n bietjie gesels. Min weet ek kom met die NG Kerk in die bo, die NG Kerk. Ek het niks aan my te doen. Vir my is daar 'n God wat in die hemel sit, wat ek gedink het, hy sit met 'n kierie, lyk amper soos 'n Little Mermaid se pa, baie nie goed, en as hy praat, dan stamp hy uit en 3 in die aarde en hy is kwaad die hele tyd. Dis wat ek gedink God is. Jesus is net daar, hy lag net die hele tyd, lang bruin hare, en hy float net. Ek het gedink, soos 'n hippie amper. Dis disrespectful, dis wat ek gedink het. My persepsie van die gospel. So nou roep hierdie ouens in en ons kom sit daar so by hom en die ou gitaar uit, die surf al die gitaar uit, hy begin 'n gospel song sing en die ou sê maar hy wil sy testimonie vertel. Nou verstaan ek nie, wat is die testimonie? Wat beteken dit nou? Gaan hy nou sy testament deel met ons of wat? Nou jy het sy testimonie met ons en is intens. Waar hy weer gegaan het tot waar hy my vertel het van die Jesus wat compassionate vir die dronkaard, compassionate vir die prostituut, compassionate vir die ou wat die slegste van die slegstes is. Hy compassion vir dit. Hy juis uitgaan, Jesus het juis uitgaan saam met daai mense wat die wêreld beskou het as skam. En terwyl ek daar so sit en ek luister na wat hierdie ou sê hy verduidelik sy storie en hy sê daai almal moet opstaan, al die jong mense staan op, maak julle oë toe en hy bid. En terwyl hy bid, vra hy as enige iemand hulle lewe vir die Here wil gee, dan moet hy sy hand opsteek. En ek staan, ek steek my hand op iemand, wat dink my vriende van my? Jy weet, wat gaan hulle dink? Ons het net voor die tyd met ons buite gestaan, toe rook as van die piesangblare, die biedies, buite kan net voor, en ons het geweet is nou kerk wat die gaan plaasvind nie. En terwyl ons daar staan, sê hy, right, die van julle wat julle lewe vir die Here wil gee, step forward. Terwyl ek daar staan, voel ek op my linkerkant se skouer, iemand stoot my soos klein stukkie en my beste pel staan in daai kant. Nou dink ek, my beste pel, ja, hy staan in die kant, obviously is hy nie gedruk het, gaan hy dit net maar doen, so ek step op maar forward. En ek hoor die leon sê, dankie Jesus. En hy sê, dankie Jesus. En hy sê 8-9 keer dankie Jesus, en ek weet ons is 8-9 manne wat daar die surfkamp is die naweek. En hy sê, ek wil julle allemaal julle oor maak, nou so kyk, staan na julle surfkamp vorentoe, soos wat die Here aan die harte aanraak aan binnekant, en niemand raak harte aan nie, net Jesus raak harte aan. Terwyl ons staan, vat is in die kamer, hy bid vir elkeen van ons kom by die huis, die sondagmiddag, ek stap en ek is so excited, ek het nog nooit in my lewe so excited gevoel nie, want iets het nou gebeur man. En ek stap in die huis en ek sê vir my ma, aan een kant, weg van die pa, maar dit is wat die naai gebeur, my ma sê dadelijk, ek het geweet julle moet nie gaan nie na hierdie kultie so goed doen nie. En ek denk, yes, maar hier is een battery na die drive. En ek dink, yes, met die nou, en so gaan ek weer goed vir die week, 2 weke, jy weet, ons kuier saam, praat met die dinge wat gebeur daar, en yes, wat gebeur die 3de week. Begin het afdrang gaan, party, en so gaan het aan. Van daaraf is het net downhill, tot waar ek nou vir julle verduidelik het, in 2013. Dat het so downhill is, dat ek hoeveel keer in my lewe gedink het, man, ek vat sommer my lewe. Hoekom moet ek aangaan? Voor wat? Maar ek is altyd te bang gewees om het te doen. Ek het altyd die brag ou gewees, maar ek het nooit het te doen nie. Ek kom sê vir my vrou, sê my keer, nog sê die huis, kyk ek smeer is die lewe doen. Wat gaan sy vir my doen? Met daai, gaan ek nou forward. Rijd ek in my collega patrolie. Ek gaan julle nie lang ophou nie, maar ek wil julle die ding, achter die ding vertel. So dat julle besef waaroor hier gaan.
Hierdie is 'n ontmoeting. Jy het 'n ontmoeting met Jesus en met God nodig sodat jou lewe kan change. Jy kan nie van self change, jy opdrag hê. En jy kan net change deur liefde. As jy die liefde ervaar van 'n Vader, want dit is wat in hierdie land gebeur tussen ons kinders en tussen mense, dat die liefde is mosdood. En ek het dit self in my lewe nie ervaar nie. So ek moes die liefde ervaar. En wat ek nooit gesien het en nooit geken het, want God sit op die troon met die ding in sy hand en hy slaan en alles ontplof. Maar die liefde het iets geactiveer in my toe ek staan in 8 was. Maar ek het nooit geweet nie. Nou is dit hoeveel jaar later, ek kom tot op my punt, in 2013 waar ons 'n hengel liga kompetisie het, ek het die pel vir my drink of 'n paar biere by see, kom huis toe, ons te paartjie aan 'n pel vir my op 30, ons is op pad aan die paartjie toe, kom by die partytjie aan, ek en my vrou het nog met gestry op pad aan die partytjie toe, die kind het my maale gelos, ons is so toe, en daar raak ek uit die Here uit, want dis toe hy aan cocktails en toe sit 'n klomp ander dinge wat gedrink geraak het. Anyway, dat ek op 'n punt kom, dat ek en my vrou daar voor die mense beklei het, ek het heelke goed vir haar gesê, maar dis nie week is nie. En dit het so gekom, dat het later aankom, hier by 11 uur, dat ek blank slaan, en die volgende oggend wakker raak, in die jacuzzi, met my klere aan. Nee, my hele outfit aan. En ek sit in hierdie ding, en ek sien, hier sit mense in die jacuzzi, maar ek weet nie hoe ek al gekom het nie, en die meantime kom ek agter, alrede hoekom ek in die jacuzzi is eerstens ek sê nuisance, nommer 2, is dat ek is baie groter gewees op daai stadium, en ek hou die jacuzzi se water lewer vir hulle bietjie lekker hoog vir die mense op die ander kant. Dis eintlik waar dit begin het. So, met die, kom maar 'n ou uitgestap, die ou sien sy vrou in die jacuzzi wat daai kant sit, hy tel haar op, is bekleier hy binne in die plek, ek staan op, ek stap uit by die deur na my huis toe, waar my vrou by die huis leef. Ek kom aan, dadelik is die dinge aan mekaar by die huis, en sy vat kind in hulle ry, en ek skrik aan die middag 3 uur wakker, alleen in die huis, en ek gaan sit op die bank, want bewe so, dat ek nie weet hoe ek het nie, en ek sit op die bank, terwyl ek op die bank sit, hoor ek in my kop 'n stem vir my sê, as jy met dit aangaan, wat jy nie besig is, gaan jy alles verloor. Toe dink ek, nou praat hy Harrius, kwaai wat ek gestaan is en dink, want ek hoor in die oggend. En ek hoor hy sê vir 'n tweede keer, dat die vrees van God oor my kom, soos ek het nog nooit vir julle kon beskryf nie. Nou ek praat baie met mekaar vanaand, maar daar's key factors wat ek wil julle wil uitlig. Nou stop ek gou daar op die bank waar ek sit. 'n week voor dit ry ek en 'n kollega van my patrollie in Bosselbaai en ons ry in Dannebaai in. En ek kom by die garage en ek sien daar's 'n poster wat staan op Mighty Men 2013 Middelburg. Nou ek wil nog altyd in my lewe na so iets toe gegaan het, maar hoe gaan jy na so 'n ding toe as jy nie gered is nie? Die mense vra jy moet nou dadelik judge as jy so toe gaan. Ek sê vir die taal van my ek sal like om so toe gaan. So gaan alles verby, sloos het, ons ry patrollie in Groot Braak, op daai stadium is die huisplate groot daarso, en met die werk daar al met Desmond Stevens, daai aand aan diens. 12 uur aand roep hy al die bakkies wat in die areas, hy sê kom in, na die stasie toe. Kom in, en toe ons inkom, dan weet ek, hy is 'n verskriklike man wat hy hierdie goed lees. Hy is gevaarlik met dit, verstaan jy, so hy het jou besig nou vir 2 ure met die Bybel, en ek wil nie hoor van die Bybel nie, so as hy iets stuur, hy het met Blackberry swaar, as hy iets stuur, ek delete so my lees nie is aan goed iemand, want ek weet mos nou wie is my God, my God sit op die troon, en hy het 'n ding in sy hand, en hy is kwaad die hele tyd, dis wat ek dink, nou ek wil nie hoor van sy charismatiese Here, maar dit is net happy clappy elke Sondag, en ek sê vir julle soos wat dit is, mense kan sugarcoat nie. Ons kan nie sugarcoat nie, dit het die realiteit moet gefeis raak, so, toe ek daar so sit, by hom, en nou is hy besig, hy lees die Bybel, ek denk nie so nou wat nie, en hy laat ons allemaal daar staan, en hy kom verbygestap, en hy sit sy hand, op elkeen van ons, en ek wys vir my kollega, as die man klaar is, dan stoot jy vir die Heer, want ek wil nie nou meer van die Here hoor nie, maar klaar. En hy sê, amen. Ek sê alweer bykant en ek aan, en ons stoot vir die Heer, toe ek so by die Heer kom. Hy sê, nou
kom gou hier. Ek wil gou met julle deel. Ek stap terug, ek dink, wat nou hier. En ek kom op by hom, en vat my so een kant, hy sê, Adam, ek het vanmiddag, het die Here vir ons gewys, hy het vir my jou visioen gewys. Nou, my idee van die visioen op die stadium was, is dat party Christene kry geprentjies in hulle koppe. Dis wat die visioen is, volgens my. Hy vat my een kant, hy sê vir my, Arne, ek sit in die bottom plot om op werk vanmiddag, en die Here wys my 'n visioen. Ek sê, okay, wat is die visioen? Hy sê, hy sien soos tipe van 'n oorlogsveld, maar op die oorlogsveld staan daar mans en vrouens en kinders, maar miljoene. En almal wat afstaan teen hy lyn, het so tipe van 'n oorlogsklere aan, soos 'n tipe van 'n Bybel storie. Swaarde, spiese, skilde en swaarde in hulle storie. En terwyl hulle daar staan daar 'n perd met iemand op die hoek, en die perd met die ou of vrou op wat ek al, praat met die mense, maar sodra die persoon op die perd sy mond oopmaak, dan slaan hy mense op die skilde en hulle gaan tekeer, hulle is oordowende dreun soos hy mense gereed is. Hulle wag net vir hy om te sê, hier's dit, en dan gooi hulle, dan maak hulle nie dood in die ander kant. Maar hy kan sien hoe bemoedig word hy mense. Hy sê, en hy vra vir die Heilige Gees in die visioen, maar wat beteken dit, want dis die tipe mens wat hy is. En dis as die Heilige Gees in sy hart moet oppraat en sê, Desmond, raak net rustig. En hy sê, en hy hou die visioen dop, en hy sê, op die stadium kon staan die perd, so diskant om wat hy kan sien. En hy probeer nou, kyk, wat gaan met die perd, en hy sê, man, dis heavy, die mense is aangetrek, is oorlog, die ou, of die persoon op die perd, het 'n swaard aan, en hy praat, en dis oorbenowend soos die mense verkeer gaan. Hy sê, en toe die perd draai, toe sit jy op die perd, Arno. En dit skok my, toe hy het sê, soos dit skok my, soos wat my skok. En ek dink binne myself, maar jy en jou God, weet jy waarvan jy praat nie, want jy weet nie wie ek is. Ek is nie daai tipe ou nie, en ek sal ook nooit dit wees nie. Dit dink ek. Ek sê baie dankie, hy by die Heer. Die hele nag, die hele volgende dag, die hele week, tot met die Saterdag aand se jacuzzi, dink ek aan daai ding, want niemand het dit nog ooit oor my gespreek nie. Wat is dit? Dis 'n profesie. Wat is dit? Saterdag aand gebeur, wie bel ek Saterdagmiddag, toe ek op die bank sit? Bel hom. Ek sê, kan ek het draai kom maak, ek het 'n probleem, nie eens reg kom maak het draai, ek sê, ek sê, het jou hart vir die Here as gegee? Het jou leef vir die Here? Ek dus het so en dink, ek sê, ja, toe 16 jaar oud was by 'n surfkamp. Toe ek het sê, toe slaan het my, dat daai stem wat nou die bank vir my gesê het, dat as jy nie nou op die gehelis verloor, is die Heilige Gees van God, wat my nog nooit verlaat het, van 'n 16-jarige ouderdom in Stilbaai, tot met daai dag hier, maak die saak wat ek gedoen het. En die Vader se liefde het my nog nooit verlaat en nog nooit agtergelaat en laat gaan en verlos vir die varke nie. Nog al die pad het die Vader my versoen met daai liefde, wat jy in die Bybel lees, van die Vader staan op die stoep en hy doen wat? Hy kyk uit na sy verlore seun wat aankom, en wat doen hy? Hy trek sy skoene uit en hy hardloop na sy seun toe, sy seun sy mond oopmaak, wat doen hy? Druk sy tong op sy mond, bly stil, bring die venster skaap, bring die mooiste ring, bring die beste klere, my seun het huis toe gekom. Dit is die verskil tussen die Vader wat ek moet ontmoet deur daai ou, en wat hy vir my uitbeeld as die Vader wat ek geken het. En as jy met die glo nie gaan lees dit in die Bybel, want ek sê dit by David. Dis die Vader wat ons dien. Dis die Vader wat mense in 'n tronk sit om 'n ou uit te kry. Dis mense wat in uniform en camo staan, wat 'n selfoon uithaal. Die liefde van die Vader. Die volgende week gaan weer, nou om my vrou my so dop, my valk oor wees. Onthou, ek drink nou nie meer nie. Ek het nou bekeer. Hoe sê jy dit? Nou bekeer. Nou, ek weet nie hoeveel het bekeer te lees, want hoe maak jy nou? Moet jy nou die Bybel dra? Of wat moet jy nou maak jy? Ry na kom boeke toe, nou moet ek 'n Bybel gaan koop. Ek
is, wat is Bybel, wat is vertaling goed nie, koop maar Bybel, kom by die huis, lees. Ag, ek weet ook nie regtig wat ek lees nie. 2 weke later, is dit Mighty Men, Middelburg, ek sê vra die kollega vir my, ek sê kom ons ry. Hy man is wel is die voltyd, jy ken hom, wat sal my gewerk het. Ek gaan haar op Mosselbaai uit Vrydag. My vrou dink ons aan Mighty Men, toe sê dink dit is nou die naweek gaan hulle drink. Gaan tel hom op in Mosselbaai, ek en hy geskiet nog vis vanoggend voor die tyd. Alles wil ons verhoed om te gaan Mighty Men toe. Ons ry van Mosselbaai tot in Middelburg in die Oos-Kaap 6,5 ure met 'n golfie, soos wat ons word die lei daar. Nou die storie gaan nou so half, gaan ek vandag praat nie. Ek wil julle tyd lang aanhou. Maar net om vir julle te wys, toe ons in Middelburg inkom, ek was nog nooit daar nie, ry ons op die plaaspad en vir die wat julle wat by Mighty Men was al daai kant sal weet. Jy kom op die grondpad ingery. Ek is so excited ek weet nie hoe ek dit nie. Dis net karre soos jy inkom. En toe ons ingery kom, toe julle is gebraai sout en DVD's van Angus Bakken en te voet, en ons kom so aangery, en ek ontmoet toe 'n pel van my, van George, wat ek 10 jaar laas terug gesien het, wat ook 'n heavy ou was, ontmoet ek daar, en hy sê vir my, so pad Mighty Men, toe ek en hy hulle nommers langs die pad uit, maar anyway, nou is ek op die grondpad. En toe ek so aankom by die hek, vra vir die ou by die hek, hoorie, watter kant is die beste gedeelte, want ek wil naby die aksie al, wil ek wees. Die ou sê, meneer, daar by B, dis die plek. Sê, is reg, so ek so aankom by B, maak die hekke toe. Sorry meneer, is vol, die lei die foon. Sê, yes is Leon, draai links. Ek sê, dan moet jy maar opmaak, hulle het gebel, ek moet inkom, en maak jy hek op. En ek ry in, hier staan Leon agter, hy waai, kom aangery met die golfie, ek stop die golfie by hom, en hulle ou tent het so gehad het, slaan hem op, daar is weer voor. En ek staan na, begin die muziek speel aan die kant, stap ons in. Toe ons so ingestap kom, toe staan daar 40,000 mans, toe die muziek begin speel, en hulle begin sing, die 40,000 mans, sit al hande in die lucht, en hulle begin die Here prys daar, want ek het nie. Ek staan hy aand van 6 uur af, tot hy aand 9:30 toe met my bril aan, en luister na wat hulle te sê daar. Want ek kan nie met bril afhaal, ek huil so. Anders sal vir sê, die huil wat hy van praat, ek kon dit voel toe ek was het. Dis nie 'n huil, hy voel toch die Here nie. Dis 'n huil van, oh my word, ek is los, ek het die Here nodig. Daai huil, as Vader nie kom nie, het ek moeilikheid. En terwyl dit gebeur, gaan ek vir julle verduidelik die 3 sprekers. Die spreker wat opkom die aand is 'n normale ou sit wat ons almal hier sal sit. Wie waaroor praat hy? Hy vertel van, hy is 'n kind van die Here, hulle het gebraai die Vrydag aan my vriende van hulle in Port Elizabeth, en terwyl die kinders buite kan speel, kom die kindertjies in, en sy seentjie, wat raai gehoord is, 2. Wat is my kind? 2. Is nie saam met die kinders nie. Hulle gaan uit buitekant toe, hulle soek die hele erf rond, hulle kry iemand, en hulle die kinders het weg. Laastens gaan hulle na die swembad toe, waar die seil is, en hulle tel die seil op, en die dryf die seentjie onderste boom met die bal onder die seil. Hy hardloop, tel die kind uit, begin CPR doen, die kan plaas, wat wel, is nie te laat nie, maar daar's fout. Maar hulle is kinders van die Here, wat saam gebraai het die aand. Hulle die Here geloof en prys by hulle huis, hulle prys hoogstoel. En almal begin dadelik bid, en die vrou van die huis is so angsgevange, dat sy die knoppie druk van die sekuriteitsmaatskappy, Atlas Security. Hulle stop binne sekondes daar, die ambulansdienste het hulle gebel, die ambulans sê hulle stop tussen sekondes daar, terwyl hulle daar stop, laai hulle die kant, hulle stoot. Die ou vertel, toe hulle op die hoofweg kom in P.I. Toe val die flying squad voor die ambulans en hulle begeleid die voertuig tot die hospitaal. Nou ek wat 'n polisieman is weet, ons doen nie dit. Jy mag dit eers uiteindelik doen nie. So wat is die kans? Wat is die kans met anders? Sekere individuele word in sy pad gestel, pastore, prokureurs,
Wie stel sulke mense op? Wie druk op mense se harte om dit te doen? Nee, die Vader. So met daai wat hulle by die hospitaal kom, nou staan ek klaar en hy want ek die mens op myself, ek werk by die seegees en ek raai wat het ek al in my lewe baie gedoen. Baie lykheid gehad. Ek het al baie gefeis om vir mense te gaan vertel, sorry ek het dit gemaak nie. Ek is nie in my raam staan en hy uitvertel en sê, ja, hy het dit nou nie gemaak nie, jy kom die ma en die pa aan, hoor jy al gauw, hy silver blanket af daar so, ja, dis hy, waar val die ma en die pa mekaar op die jetty. Verstaan, so ek weet hoe voel dit. Maar nou hoor ek dit 'n ander ou se oogpunt uit. En hierdie ou sê, ek kom by die hospitaal, hulle druk die ma en die pa uit, en hulle sê, right, hulle moet nou maar daar wag. Later kom hulle uit en sê, die kind is nou bo in ICU, hulle kom nou stabiel, maar hy is kritiek. Julle kan maar huis toe gaan en daai kind begin WhatsApp net en hulle is te WhatsApp groepie, maar hy en sy vrou, hy die hele nag. Hulle kan nie slaap nie. So bid almal, soos wat hy ook dit vertel het. En met daai wat almal bid, die volgende oggend 5 uur lei die foon. Wat dink jy as die foon 5 uur die oggend lei? Dit is die einde. Meneer en mevrou van die Merwe sê, julle is asseblief na die hospitaal te kom. Hulle kies die norste nurse om jou oproep te maak. Genette grapie. Maar anyway, so ry die hospitaal toe, stuur 'n WhatsAppie, kom by die hospitaal, wag die ergste. Toe hulle so opgestap kom aan na die ward toe waar die kind gelê het. Toe stap hulle sy aan die nurse daar by die deur. Nou die ou het nog nie sy storie klaar nie, dat ek huil, dat ek kan nie uit nie, hier's te veel mans, ek kan nie uit nie, jy kan ergens heen nie, want gaan ek uit verloor, ek weet nie waar by mense of tent is. So ek moet ons sit, en hy stoel maak jy ons seer later en hy kampstoel. En daai ou sê toe, hy by die deur kom, toe sê die verpleegster vir hulle, meneer en mevrou van die Merwe, dadelik saak sy vrou om by mekaar aan. As julle nie nou hierdie kind van julle huis toe vat nie, gaan hy ons van ons kop afmaak. En toe hulle om die draai kom, toe sit daai seentjie van 2 jaar oud, 100% genees en karretjies gespeel op die hospitaalvloer. Toe daai ou dit sê, toe sit sy kraan wat hy oopmaak, toe breek ek. Hulle vandag, tent toe, volgende oggend het iemand weer gepraat. Die Saterdaagse spreker was ou gewees het hulle in Johnny Lou. Raai waar hy werk, ex-polisman. Sy storie, die dag polisman, dronk gehad en kokain gebruiker in die aand. Julle kan sy testimonie op YouTube gaan kyk, wat sy type mens hy was. En die Here kom roep hom by 'n strand, waar hy met die 9-volt klaar so sit, en die duiwel sê vir hom in sy kop, maar klaar man, jou gemors maar klaar. Hy sê net, terwyl hy so sit in die 9-volt, stop haar 'n ou in die parkeerarea, net sy kar staan, en dan stop 'n ou langs hom, dat hy nie as hy deur kan oopmaak nie, en hy sê, waaroor ek gelag het, hy sê vir die ou, of hy wil vir die ou skree, hey, kan jy nie op 'n ander plek stop nie, kan jy nie sien en probeer selfmoord pleeg nie. Maar hy sê die ou klim uit in sy kant en hy kyk op die strand en hy sien 'n klein dogtertjie met skimpienkrokkies en 'n dronkie aangehardloop kom op die strand en sy sien haar pa. En net die val die dogtertjie en die pa begin hardloop en hy tel op en hy soen die dogtertjie en hy vee af van die hele storie en Johnny sê hy sit daar en hy wens dat hy net vir 3 sekondes daai dogtertjie kan wees om hy liefde te aanvaar. Hy sê, en net daai hoor hy 'n stem vir hom sê, Johnny, kom na my toe, en ek sal daai vader vir jou wees. Nou moet jy weet, nou vertel hy ou dit, dis klaar te veel, want hoeveel werk jy nou per toeval, Vrydag storie, per toeval, Saterdag storie, gaan terug, staan nou as by bel vir my, vra vir my, kan jy 'n taal bid? Ek sê nie, wat is dit? Sê, is dit van die Here af? Ek sê, ja, dit is van die Here af. Ek staan nou, mense aan op my, voel soos beek water, warm water wat ek oor my gooi, onmiddellik, ek praat in 'n ander taal wat ek nie kan beskryf nie. Dat ek so uitgevreek is, dat ek op weg stamp en sê, wat gaan jy aan, wat is die? En hy dans, hy sê, happy, prys die Here, man,
Die Here het jou taal gegee, jy is gedoop met die Heilige Gees, jy is on fire, net excitement nie van vooraf. Gaan tent toe, ken jy 'n woord wat ek vir hulle praat, jy het nie tent heel nag, kan nie slaap nie. Ek kan nie eens my vrou 'n boodskap stuur om te sê, wat sê exciting tyd het ek nie, want sy het nog nie gehoor nie. Sondagoggend staan ons op, hulle praat van Angus Bakker, maar kom, ek sal nou nie detail vertel nie, daar was 'n stuk gewees wat in Angus in Israel was, waar hy wind opgekom het, wat hy gepreek het. En hy wind het gekom, terwyl Angus daar staan, vertel hy van die mighty wind wat in Israel gebeur het, daai storie. En ons sit en luister daar, en weet jy waaroor praat met Angus daai dag? Hy praat oor familie, hy praat oor jou vrou, jou gesin wat die belangrikste is, jy wat, as jy 'n verhouding met 'n ander vrou het, moet jy onmiddellik stop, as jy dit doen, moet jy onmiddellik stop, as jy dit doen. En ek sê vir die pel vir my, kykie, die 40.000 karre. Ek kan nie meer hy nie, maar 40.000 karre. Ons moet stoot vir hy hek, dat ons daar kom, dat ons kan ry. En ek vat my kampstoel so, nou sit ons in die middel, en jy moet ons voorbarig wees, daai tyd, jy moet ons in naby aksie wees. Nou staan jy op hier tussen almal wat sit. Die Sondag is die vrouens, die kinders almal daar. Toe die stoel so opbou en ons begin so uitstap. Toe skreeu ook Angus daar oor hy mic. Nou, hy ken my nie. Hy sê, wait, skree hy. Hy sê, my boy, when you go home, you fall in front of that wife of yours on your knees, and you tell her that you are sorry. Ek staan neer, ek weet nie wat te maak nie. Nou staan ek maar stil, hulle sing, hulle in die keismovie, nou loop ons van, nou soos julle agter. Kom by die golfie, laai man, nou wag ons weer, die van julle wat nie mighty men al was nie, sal nie weet waaroor dit gaan nie. Daar gee almal vir mekaar, as jy staan, nee, ry jy man, nee, ry jy man, so gaan jy altyd, niemand wil ry nie. Maar dit is die gevoel wat daar is, van, jy is op, ek wil nie weggaan, want jy is in die teenwoordigheid van die allerhoogste God. En die liefde van Jesus is so intens daar, dat jy nie in die presence wil uitgaan nie. En net die wat ons nou uiteindelik op die pad kom, dan wil ek vir die pel van die vraag, gaan ons nou stop vir 'n koeldrank hier of die volgende dag, maar as ek my mond opmaak, hy dat kan kontrole by die kar, en as hy vir my probeer antwoord, hy kan kontrole by die kar. En ons sê, wat, vir 503 kilo's gaan ons maar in stil bly, en droog bly, en waar jy ons ry huis toe. Want ons kom met George en gry, en laai hom af onder Mr. Lee, by sy vrou te ontmola, nou ry ek huis toe, nou moet ek die musiek gaan vijs haal. Nou moet julle weet, ek ry hier Vrydagmiddag, ek weet nie, kom ek by die huis, is daar nog 'n vrou met 'n kind. Dit is die realiteit daarvan. Want she's had it. Kom by my ma se huis, stop al, klim uit, stap in, my ma is die bo in die kerk, onthou my ma ken nie die, waarvan ek praat nie. En die wat ek julle vertel is die ander storie nie, as ek my nie gewoon nie gaan lees die binnekant, dis die realiteit, dis waar dit gaan. Terwyl ons daar staan, die huis staan my ma op sy naweek, en ek begin al vertel, ek op Vrydag aankom, waar hy sien die nog die eerste in die swembad is hy. Toe hang ek aan die tafel, dat ek nie weet wat aangaan, en dat ek huil, dat ek voel die, al die water in my liggaam, is besig om te kom. Ek kan nie staan nie. Toe besef ek later, maar dis die teenwoordigheid van God, wat ek in was, my presence, wat ek dra, wat ons almal dra. En my ma kom agter my gestap, sê, weet jy wat om te maak nie, want sê, hier staan nou, groot man, hy heel ding, sy tik my op die rug, ag Here, my kind moet nou nie huil nie. Sy weet nie wat sy sê nie, verstaan jy? Sy kind. En toe ek so opkyk, verstaan my vrou buitekant, en die trane loop by al, want sy weet nou nie wat daar gaan nie, dis dat ek konfusie. Nou klim ek in die kar, ek ry huis toe, ons bring ek so die boek af my male, sy stap huis toe. En ons kom by die huis aan, en toe sê ek op by staan, die loop tot by haar, en ek val voor my kneel voor haar neer, en ek sê vir haar, ek is jammer, en ek deel die storie. Weet jy wat, ek hoef voor niks te gewaareer van daar aan die kant, weet jy wat intussen gebeur, ek aan die kant was, die Saterdag, die Vrydag, die Sondag, het God homself, wat sy ook nie geken het nie, al begin werk in haar lewe, in haar, sonder dat sy weet. Daai week, nou moet ek die wêreld begin wys. Kyk, happiness is oor hy kan. Toe ek my lewe daar aan die kant gee,
toe kom al die aanslae, al die moeilikheid, wat jy in jou lewe kan dink, kom na jou kant toe. Want dis wat die woord sê. Die woord sê, dat die persecutions, die trials, die tribulations, gaan jou volg, tot wanneer Jesus kom. Almal dink is happy chappy, gee my hand vir Jesus, as hy nou is het raak, dis nou net lekker van hier af vorentoe. Wake up call. Jy moet suffer vir Christus hier op die aarde. Hoekom? Die Bybel sê, dat hulle gaan julle persecute, julle doodmaak en julle vervolg. Hoekom? Because of the association with me. Maar die probleem is, ons op 70, 80 jaar verruil vir eternity. Dis die verskil. Hoe kan jy nie so dommel wees as jy so kan stel? Daai 2-3 weke wat verby gaan sê, hierdie is die tyd in my lewe, want nou ek op drink, alle goeds doen. Terwyl dit plaasvind daai, hou my vrou my nog steeds dop. 3 maande gaan verby. Een oggend maak daai my wakker. Sy sê vir my, luister, ek is intussen toe in by 'n ander kerk aangesluit, man, awesome plek gewees. En sy maak my wakker, sy sê vir my, luister, ek moet nou, soos in nou, gedoop raak my hart weer gee, soos in nou. So gaan ons kerk toe. Sê vir hoekom? Sy sê, want, dit is te heavy om in die huis te bly, saam met jou, en om te sien die verandering wat die Here in jou hart kom doen het, en in jou lewe kom doen het, jy is 'n ander mens. En dit was vir my die key factor van my vrou, wat antidepressante gedrink het van 'n ouderdom van so af, tot en met 'n ouderdom van 28, 29 antidepressante gedrink het. Sy het nie geweet wie sy is nie, as ons by iemand gekom het en sy hier agter my gestaan, omdat ek die grootste mond het, maar obviously, sy is skaam. Dus sy lewe vir die Here gegee daai dag en sê, en hulle doop haar in die kerk, sy kom uit, sy sit op die trap die buitekant, en sy huil, want as sy nie identiteit nie, sy voel niks, sy dink niks van haarself nie. En sy sit op die trap en huil, nou kom 'n ou tannie, so aangestap, ek staan net maar nou hier in die agterkant, jy weet, ek staan maar nou en kyk, wat gaan hier aan? Jy weet, die Japie het troos van nou goed, dis haar moment. En die ou tannie kom uitgestap, en sy sê, jou naam is ons Nadia, nie? Sy sê, sy ja, dan. Sy sê, ek het daar agter gesit en die Here het om my hart kom, so ek nou net vir jou kom sê, dat jy is sy blom. En weet jy wat beteken dit vir haar? Dat die Creator van die heelal kom en hy dink die wêreld van hom in die toestand. Weet jy wat kom maak vir haar? Hy kom heel net van depressie. Tot en met vandag toe. Hy kom heel, weet jy wat doen sy? Sy praat met vroue conferences. Sy is voor in die kore by die skool. Praat so agter sy aan die sofa. Dis wie sy is, daai identiteit sy in Christus kom optel. Van daai tyd af, in 2013 tot en met vandag toe, het ek ook 'n keer gebackslide en ek sê dit nie, oordat ek wil sê windgat is. Ek het nie 'n keer teruggeval. Hoekom nie? Want die Here het my 'n nuwe hart kom gee. Hy het my 'n nuwe mens kom maak. Nie oor ek ryk is nie, maar oor hy ryk is. Dieselfde met Hannes se storie. Hoekom het Hannes die tronk uitkom? Oor Hannes ryk was? Nee, sodat hy kan wys wat sy great Vader en great God is hy en wie kan hy gebruik. It's all about his authority and his might. Want al die engele sit elke dag 365 dae, 24 ure 'n dag voor God en hulle sing holy, holy, holy are you Lord God Almighty, en hulle maak hulle gesigte toe met hulle vlerke. Maar hier is ons op die aarde en ons dink ons kan maak met Vader en sê Vader net wat ons wil. He is a loving Father. En hy wag. Hy sit mans en vrouens en kinders hier so vanaand, waar die Vader al lankal roep. En weet jy wat? Hy gaan nooit ophou roep nie. En hy gaan nooit ophou klop nie, want jy is gekies vir die tyd waar ons is by die einde is. Die ou profete sal wat nog gee om te wees om te sien wat ons sien in die wat ons leef. Jy het 'n opportunity om op te staan vir Jesus. Nie Jesus wat ons dink aan die Bybel was 'n hippie lady. Die Lion of Judah wat terugkom op 'n wit perd met 'n swaard in sy mond en wat uitkom met vuur in sy oë.
Dis wie hy is. So dit klink nou, die polisman is kwaad. Ek is glad nie kwaad. Soos wat die Vader vir my gewys het, ek is kom in die storie. Dis wat ons noem revival, mense. Ek kom hier met ander kerkstories of enigiets soos dit. Dit is my lewensverhaal, dis wat die Vader in my hart gedoen het. En guess what gebeur in die polisie van 2013 al tot en met vandag toe? Guess what? Kriminele staan in boeie. Dan gee die Vader my 'n woord in my hart oor daai krimineel. Dan bid ek vir hom, maak nie saak wat se klere is of gee 'n woord vir hom. Dan breek hy in trane uit en hy gee sy lewe vir die Here, dalk daar of by huis of waar jy ook kuis te doen. Al sien, rise the dead, cleanse the lepers, pray for the sick and the sick got healed. Dit sien ek in die werksplek. Foreign yachts kom in so middag. Kom 'n foreign yacht in van 'n ander land af. Jy kan nie boot die dokumente, guess what, dis jou opportunity. Dis jou opportunity. Al sê jy dat jy al 'n mal polisman. Ek is nie om nie. Dis hoe jy moet voel. Jy moet voel hoe die gospel so. Wat gaan jy nou maak? Hulle gaan jou doodmaak. Dis onmiddellik vir hom. Hy het niks anders te doen nie. En dit pas so mooi my storie vanaand en dan soos ek sê, ek praat nie myself uit nie. Hier kan ek vir julle wys net afneem van Hannes hier. Hannes sal dit klaar. Hier kan ek dit afneem vir julle sien. Hierdie het Vader vanmiddag vir my gegee agter in 'n paradekamer by polisie daar by ons kantoor, ons ken hy. Hoeveel keer moes ek ingaan om hierdie kaart te skryf, want terwyl ek besig is, dan sal ek verskillende klagte. Of dis dit, of as 'n boot tussen die walvisse by Santos, ek bedoel, wanneer kom 'n walvis by Santos? Dan kom jy daar, dan sal jy 'n boot, daar is 'n walvis, as niks. Maar jy sien, hoekom? Want is die waarheid. Ek sê daar, ons kom net, ek dink, ja, raad nou ons storie, hoe gaan hy maar nou maak? Vader sê vir my, gaan praat nie, en dat alles sal in gevolg raak. Hy is die een wat harte ondersoek. En soos ek nou net vir jou gesê het, wie gebruik hy? Hy gebruik nie die een wat dink hy is gebruik nie. Hier kom jy 'n ou met 'n baadjie en slaan almal om en die mense val en eet mekaar uit en skit en gaan bekeer nie. Hy kom gently en hy praat met jou hart die binnekant van hom. En weet jy wat nie, ek wat dit is die boere bly, ek het nou langs hom gesit wat nogal ken van boere, hulle het my nee, maar ek wat hom sien wat die boere doen. As hy berei die land voor, die saad word gegooi en dan wag hy vir wat? Vir die water. En wie is die een wat die Bybel sê wat die water en die increase bring? Is die Vader. En wie is die een wat die aanvuller bring? Is julle hom in jou agter. Ek is van net die ouetjie wat vanaand met die sakkie saadjie aankom en skryf die saad. Hy gaan nie increase bring. Hy gaan nie dit kom aan die kunsmis die goed en daai dinge gaan nie bring. En Vader gaan die water bring. So baie dankie vir die tyd.